Vriende, goeiemôre. Ons het, daar waar julle ingekom het by die hekke, het ons 'n weegbrug geïnstalleer en ons het net gou die syfers gekry. Dit lyk vir my of die meeste van julle so 2-3 kg ligter weeg as verlede Sondag. Die rede heel waarskynlik daarvoor is al die sweet wat julle gister moes afgooi met die warm temperature hier by ons. So, ek hoop julle die warmte oorleef. Ons sien uit na 'n reentjie in die week. Die Here het vir ons so 'n bietjie donderweer gegee die afgelope dag of 2, waaroor ons dankbaar is. Vandag is ook die dag wat die fietsryers die Cape Town Cycle Tour aanpak, die Agus. Ek het vanoggend vroeg met Pieter Landman gepraat. Ek dink hy is van die min ouens hier by ons wat ry. Hans van die slaghuis ry nie vir jaar nie. Maar Pieter is mos nou 'n mannetjie wat nie koud kry nie en altyd met kortmou hempies rondloop. Ek het nou vanoggend vroeg vir hom laat weet, asseblief Pieter, moet nou nie kaalbolyf in die reën ry nie, want dit reën in die Kaap. Trek my jou fietsry hempie aan, want ek is nie lus om die vrae te beantwoord van die rapportverslaggewers wat gaan bel en vra, wat se snaakse lidmaat het ons wat kaalbolyf in die reën rondry met die Agus nie. So Pieter het my beloof, hy gaan 'n hemp aantrek. Hy sal ons nie in die verleentheid stel nie. So kom ons dink sommer aan ons fietsryers wat vandag ook daar in die Kaap aan die trap is vir die Cape Agus. Keiler, is jou seun nie ook daar aan die trappie? Hy glo so. Laaste wat hy van hom gehoor het, was hy al halfpad gewees. So, ons hoop dit gaan met hom ook goed. Vriende, baie welkom vanoggend hier. Ons het nogal heel wat mense daar onder by die strandgebied gehad. 7:50, toe is dit net ek en Tinus en Lorraine wat daar is. En ons het toe oorweeg om die diens af te stel. En toe in 10 minute se tyd toe, kom almal daar ingestorm. En ons het heel wat mense daar gehad, waaroor ons baie bly is. Dankie ook vir julle wat hier by die inrydiens is. Ons kerkraad neem dan Hannes jou Pajero se ligte brand. Ons neem dan ook Dinsdag aand by ons kerkraadsvergadering 'n besluit oor ons eredienste. Hoe dit gaan wees, gaan ons met die inrydiens aangaan of nie. Daar is so 3 voorstelle op die tafel. Dit lyk vir my asof ons met die inrydiens gaan voortgaan. Dit gaan maar net oor die tyd wanneer die inrydiens gaan wees. En dan gaan ons ook inbeweeg na ons kerkgebou toe. Maar ons sal julle op hoogte hou van hoe die besluit Dinsdag aand daar gaan uitsien. Ons vertrou dat die Here ook vir ons sal wysheid gee in dit alles. Hier is ook 'n klomp vrouens sien ek wat Dinsdagoggend by die vroue bederfoggend was. Ek sien hulle sit sommer hier met 'n breë glimlag op, hulle voel bederf. En ons is bly dat julle ook die oggend meegemaak het. En die vrouens sê oor die algemeen vir my dat hulle dit baie geniet het. So ons is dankbaar dat julle ook daai oggend meegemaak het, soos ook die barmhartigheidsgeleentheid, waar ons net weer bewus geraak het ook, dat onder ons neuse is daar maar dwelm en middelafhanklikheid aan die orde van die dag, en dat ons maar versigtig moet wees, ook wanneer ons buiteland toe gaan, wanneer ons pakkies vir ander mense moet rondry, of iemand anders dalk ons tas vir ons pak, so dit het maar net weer vir ons gehelp om so 'n bietjie veiligheidsbewus te wees, en seker te maak dat ons uit die buitelandse tronke uitbly. So ons dink steeds ook aan die meisiekie van George, wat in Thailand in die tronk sit. Vriende, kom ons begin dan. Bid ons saam en dan gaan ek sommer direk daarna ons geloofsbelijdenis doen. Julle kan dit maar so saggies in julle harte en gedagtes saam met my bely. Here, op hierdie pragtige dag, waarvan die psalmskrywer ook sê, dit is die dag wat die Heer gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Wil ons regtig ons loflied tot U aanhef. Ons wil U komplimenteer, Here, vir wie U is, vir wat U doen in ons lewens. Ons wil erken dat hierdie dag ook deur U aan ons geskenk is, met al sy moontlikhede, en dat ons soveel mooi in hierdie dag sien, beleef,
nie net in die natuurskoon nie, maar ook in die mense wat hier is, in ons omgang met mense. En dis vir ons 'n voorreg, Here, om ook ons familie vanoggend te kon opsoek, hier by Oud-Nikoland, saam te luister na die Here se woord, saam te sing, saam te bid, saam net die gemeenskap van gelowiges te beleef. Ek kom bid, Here, dat U vanoggend ook met ons sal praat. Ons as U kinders wil graag luister wat U vir ons sê. U is ons Vader, ons is U kinders. Kom praat met ons, Here, ons luister graag. En terwyl ons so by mekaar is, Vader, wil ons ook ons geloof in U bely. Ons geloof in die Here Jesus. Ons geloof in die Heilige Gees, ons trooster. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Vriende, die Here kom groet julle vanoggend met die woorde, mag sy genade vir julle genoeg wees, mag julle sy vrede en sy liefde ook in hierdie dag beleef. Ek wil net gou sê, die vonkies is nie vanoggend daar in die saal nie, omdat ons ook 'n teedrink kry na die begrafnisdiens het, die gedenkdiens van Leon, so hulle is daar in die kleuterskool, as daar van die vonkies is. Ek het nie vir Adam vanoggend hier gesien nie. Karen, ek weet nie of hy hier binnekant is nie, dalk het Adam verslaap vir die groter vonkmaats vanaf graad 7, maar die kleintjies voorskool tot by graad 6, het hy verslaap of het hy nie verslaap nie? Het hy nie verslaap nie? Ok, lyk my hy is daar in die kerk met die groter vonkies besig, die kleiner vonkies kan maar daar na die kleuterskool toe gaan. Vriende, kom ons draai gou so na mekaar toe. Ekskuus, ek het amper vergeet. Julle moet mekaar mos daarom groet met Oud-Nikoland se gasvryheid. Hier is 'n klompie nuwe mense wat ook ons inrydienste besoek. Ons sê aan julle ook welkom. So kom ons wyf maar net so oor en weer. En ek sien Elbie wys vir my, sy nooi almal vir koffie na die tyd, sy verjaar vandag het Jaap gesê, so kom drink tog saam met Elbie koffie. Moet daar nou nie gaan lastigval by die huis, al 500 lidmate van Oud-Nikoland nie, julle moet hier kom koffie drink. So aan al ons verjaarsdag maats, baie baie geluk ook aan julle. Vriende, ek gaan so deur die loop van die boodskap na ons teksgedeelte verwys. Ons het, die van julle wat die gemeentekalender het, ek hoop almal het hom, as julle hom nie het nie, moet julle hier by Marinda kom haal. Sal julle sien, ons tema vir die jaar is God se droom vir Oud-Nikoland. En ons het nou by 'n paar keer al gesê, dat God vir ons gemeente 'n droom kom gee het, 'n hele klomp jaar terug, en dat ons dit die laaste 2 jaar verfyn het na 3 woorde toe, wat sê, God se droom vir Oud-Nikoland is oorgee, omgee en aangee. En ons het so 2-3 Sondae terug begin praat oor die hele gedagte van oorgee. Ons het toe gesê dat ons 'n gemeente is wat aan die Here oorgegee is. Ons het die beheer afgegee. Ons het ons eie ek gekruisig. Ons het die stuurwiel van ons lewens vir die Here gegee. Hy bestuur ons lewens. Hy ken die bestemming. Hy ken die pad en ons vertrou hom om vir ons ook op hierdie pad te lei. Toe het ons verlede Sondag gesê, om oor te gee aan die Here is eintlik nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is eintlik 'n daaglikse ding. Ek moet elke dag aan hom oorgee, want daar moet groei kom. My verhouding met die Here moet groei.
En as daar nie voldoende groei in ons geestelike lewe is nie, dan mag dit wees dat ons oorgawe aan die Here in die gedrang kom. Want as ek sê ek is 'n appelboom, maar ek dra nie appels nie, dan gaan mense begin wonder, maar is dit regtig 'n appelboom of is dit 'n mannetok of is dit 'n plataan of wat se ander boom dit ook al is? So die vrug wat ons dra, die groei wat in ons verhouding met die Here plaasvind, moet eintlik 'n uitvloeisel wees van die feit dat ons aan die Here oorgegee is. Dat ons, kan ek nou maar planttaal gebruik, in hom gewortel en gegrondves is. Maar vriende, nou is dit dikwels so, dat ons verval in gewoontes, wat nie bevorderlik is vir geestelike groei nie. Ons betrap onsself gereeld dat ons vasgevang word in gewoontes wat ons eerder van die Here af wegtrek, as wat dit gewoontes is wat ons na die Here toe aantrek. En dit raak soms moeilik om uit daai gewoontes los te breek, want presies dit is wat 'n gewoonte is. Dis goed wat ek oor en oor en oor doen, sonder dat ek daaraan dink, of sonder dat ek soms selfs bewus is daarvan. Ek dink julle is ook maar in 'n sekere gewoonte of 2, 3. Ek dink in die 2 jaar wat ons nou inrydiens het daar maar by ons ook 'n klomp gewoontes gevestig geraak. Jy ry by daai hek of by die hek in, jy het 'n sekere staanplek waar jy kom trek, jy het 'n manier waarop jy dalk tot rus kom, tot stilte kom, jy het 'n manier om jou radiostasie te soek, en dan sommer net te wag laat die diens begin. So ons het maar almal sulke gewoontetjies, en jy's nou al so gewoond om dit te doen, dat jy nie eers meer Sondag agterkom, dat jy daai sekere patroon het, van hoe jy hier arriveer en aanland, en eventueel ook nie wegry nie. Die slim mense sê, soveel as 40% van die goed wat ons elke dag doen, spruit nie uit besluite wat bewustelik geneem word nie, maar dit kom voort uit die gewoontes van ons lewens. En is juist daai gewoontes wat bepaal hoe ek en jy leef, ongeag of ons die begeerte het om reg te leef voor God. Daarom is dit eintlik van die grootste belang dat ek en jy, kan ek nou maar die woord eienaarskap vat, van watter gewoontes ons gaan aanleer en uitleef. Want as ons nie gaan eienaarskap vat van ons gewoontes nie, dan gaan ander mense, of die omgewing om ons, of die sondige aard van ons menswees, ons gewoontes vorm. En dan gebeur dit heel dikwels dat ons soos Paulus opeindig, wat in Romeine 7 skrywe, want ek wil bitter graag doen wat reg is, maar ek kry dit eenvoudig nie reg nie. Die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die lelike dinge wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. As ons niks doen nie, as ons maar net laat gaan, en ons het verval in gewoontes wat oor jare heen kom, dan gebeur dit dat ons eintlik dikwels maar die slegte gewoontes voorkeur in ons lewe gee. Nou wil ek jou gou miskien uitdaag om vir 'n oomblik te dink aan jou slegte gewoontes. Ek weet nie waar Jaap daai mikrofoon neergesit het nie. Ek hoop nie hy is met hom kar toe nie, want daai mikrofoon het ons nou nodig. Want ons gaan nou hier by 'n punt begin. Ons moet miskien maar hier by Reuben begin, en dan gee ons die mikrofoon aan. Ekskuus dat ons net gou hierdie vliegtuig afsien.
ons gaan die mikrofoon so van voertuig tot voertuig aanstuur en dan vertel julle vir ons wat julle slegte gewoontes is. Nou sien ek sommer daar's klaar alweer 'n glimlag op die gesig, want julle gaan heel waarskynlik soos ek skaam wees om jou slegte gewoontes 'n naam te gee en om dit in elk geval nog vir ander mense te vertel ook. Maar in ons almal se lewe is daar maar 'n klompie slegte gewoontes. Baie keer is dit goed waaroor ons nie eers dink nie. Baie keer is dit goed wat nie eers bewustelik gebeur nie. As iemand anders ons daarop attent maak, dan kom ek agter, sjoe, ek het hierdie slegte gewoonte. Nou wil ek gou vanoggend, ek spot net door, ek gaan nie die mikrofoon omstuur nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, dink gou 'n bietjie aan jou dagprogram van die afgelope week. Hoeveel ure het jy aan jou selfoon spandeer? Hoeveel ure het jy voor die televisie spandeer aan jou sepies of aan al die flieks op Netflix? Hoeveel ure het jy spandeer voor jou rekenaar of jou koerant? Hoeveel ure het jy spandeer deur sommer net niks te doen nie? Baie van die goed wat ek nou genoem het, is nie goed wat ons geoefen het om te doen nie. Dis goed wat van self kom. Dis goed wat outomaties in ons lewens gebeur. As ek vanoggend wakker word, dan is dalk die heel eerste ding waarna ek gryp, my selfoon. Want net toe het iemand my in die nag gesoek. Die eerste ding wat ek doen is ek vanaand dalk in my sitkamer of televisiekamer instap, is om die televisie aan te sit en te kyk of te luister. Dis goed wat outomaties gebeur. Dit kom van self. Ons kan nou inderdaad sê dis slegte gewoontes. En daarvan het almal van ons heel wat. En ons slegte gewoontes verskil ook inderdaad van mekaar. Maar aan die ander kant wil ek ook vir jou vra, hoeveel ure het jy die afgelope week aan jou gesin of familie spandeer? Hoeveel ure het jy aan jou vriende spandeer? Hoeveel tyd het jy stil geraak by die Here se voete? Die sogenaamde goeie gewoontes. Gewoontes wat nie van self kom nie. Gewoontes wat aangeleer moet word, gewoontes wat ingeoefen moet word, en dan gewoontes wat beoefen moet word. As ek en jy dus net doen waarvoor ons lus is, daai slegte gewoontes wat eintlik al spontaan en outomaties kom, dan leef ons eenvoudig stroom af na 'n waterval wat na benede val en in katastrofe eindig. As ons nie beheer vat van ons gewoontes nie, dan sal ons gevorm word selfs sonder dat ons daarvan bewus is. Luister wat sê iemand wat oor gewoontes skryf. Hy sê, but what if the good life doesn't come from having the ability to do what we want, but from having the ability to do what we were made for? Hy sê die goeie lewe, wat daarvan is hierdie goeie lewe wat ons wil hê, nie kom omdat ons doen wat ons wil doen, of wat ons maklik reg kry nie, maar die goeie lewe kom wanneer ons die vermoë het om die goed te doen wat my help om God se doel vir my lewe te verwesenlik. Wat daarvan as die goeie lewe nie is om net te doen wat ek wil nie, maar om so te lewe dat ek die beste Jan vir Jesus kan word wat hy oor gedroom het en beplan het. En dan gaan hy voort, hy sê, what if true freedom comes from choosing the right limitations, not avoiding all limitations? Want dis wat hy hier sê, ons dink partykeer vryheid kom wanneer ek kan doen wat ek wil, wanneer ek my kan oorgee aan die slegte gewoontes. Maar vryheid kom wanneer daar ook
sekere goeders in my lewe moet gebeur, wat inoefening vra, wat inspanning vra. Ek kan nie net doen wat ek wil nie, ek moet fokus, ek moet sekere goeders aanleer, ek moet sekere goeders inoefen, en die sportmanne wat hier sit, sal dit nou weet, en die bakkers en al die ander talentvolle mense hier. Vra maar vir die rolbalspelers, vra maar vir die golfers, vra maar vir die vrouens wat naaldwerk doen, vra maar vir die vrouens wat bak. Dis goed wat nie van self gebeur nie. Jy's nie van dag 1 af outomaties goed en het dit bemeester nie. Nou, die golfer sal dadelik vir my sê, golf kan jy in elk geval nie bemeester nie. Maar ek dink dit geld maar van baie goeders. Maar daai goeie gewoontes wil ek amper sê, het nodig dat ons dit sal inoefen, dat daar inspanning sal wees, dat ek sekere vaardighede sal aanleer en dat ek dit dan sal beoefen. So vryheid kom nie wanneer ek net doen wat ek wil nie. Vryheid kom juis wanneer daar 'n klompie reëls in spel kom. En hierdie ou praat dan van reëls, om daarmee te sê, dat daar in ons lewens reëls, noem het gewoontes, moet wees wat ons help om geestelik te groei. Want as ons niks doen nie, as ons dit net wil maklik hê, dan gaan ons nie geestelik groei nie. Maar daar moet reëls wees wat vir ons help om so te groei, dat mense kan sien, ons is oorgegee aan die Here, dat ons aan hom behoort. Nou, ons kyk sommer na Jesus se lewe, dis nou lydenstyd, en ons sien dat ook in Jesus se lewe, daar 'n klomp gewoontes was, wat Jesus beoefen het. Ek dink nou sommer aan Lukas 4 vers 16, waar ek lees, hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en so sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan, toe het hy opgestaan om uit die skrif voor te lees. Jesus was ook iemand wat gewoontes nodig gehad het om te groei in sy verhouding met sy Vader. En hier lees ons dat hy die gewoonte gehad het om na die sinagoge toe te gaan. En dit was heel waarskynlik nie vir hom maklik nie, want dis die eerste optrede van Jesus in 'n sinagoge. Hy was 'n jong seun, wil ek amper sê, en hy haal 'n teks aan in Jesaja waar hy sê, maar hy is die gesalfde van die Here wat gekom het om vrylating aan te kondig vir die gevangenes, om die genadejaar van die Here uit te roep, en. Hy maak daai teks op homself van toepassing. En heel waarskynlik sou Jesus aanstoot gekry het in die sinagoge. Maar hy het hierdie gewoonte gehad om sinagoge toe te gaan. Hy het hierdie gewoonte gehad om sy Vader op te soek. Hy het die gewoonte gehad om die Ou Testamentiese manuskripte te lees. En dan in Filippense 2 lees ons, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verder verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Uit Jesus se lewe kom ons agter, hy het juis ook gewoontes beoefen wat van hom iets gevra het. Dit het inspanning gekos, dit het inoefening gekos. Hy moes gehoorsaam wees aan sy Vader. Hy was nie lus om te sterf nie. Hy het in die tuin van Getsemane gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar hy moes oefen aan hierdie gewoonte, hierdie geloofsgewoonte wil ek amper sê, om aan sy Vader gehoorsaam te wees. Die woordjie reël in Latyn is die woordjie wat vertaal word in Afrikaans met raamwerk. Nou, ons het toe my skoonma hulle sy huis ontruim geword het, so 6 jaar terug ongeveer toe hulle oorlede is, het my skoonsister 'n wasplant van my skoonma gekry, wat vir baie jare lank saamkom. En toe Maggie 'n klomp
steggies gemaak van hierdie wasplant, en toe sy op 'n stadium hier vir ons kom kuier het, sy 'n steggie saamgebring, en ek het 'n raamwerk van hout gemaak, wat ek in daai potplant ingedruk het, en julle kan by ons kom kuier, en sien hoe daai wasplant gegroei het. Hy teen daai raamwerk opgegroei, op en af, en weer op en af, soos 'n plant wat soek na lig, soos 'n plant wat wil groei, soos 'n plant wat 'n raamwerk nodig het, sodat hy nie verstrengel raak in homself nie. Dit is die funksie van reëls. Dis die funksies van gewoontes. Dis die funksie van 'n raamwerk. En so het ek en jy in ons lewe ook 'n raamwerk nodig. Ons het ook reëls nodig. Ons het ook gewoontes nodig wat vir ons gaan help om te groei, om al hoe meer te word soos wat Jesus ons wil hê, om te beantwoord aan ons lewensdoel. En daai raamwerk noem ons geloofsgewoontes. In Handelinge 2 lees ons dat die eerste gemeente in Jerusalem 'n klomp sulke geloofsgewoontes gehad het. Want hulle het geweet, die goed gaan nie van self gebeur nie. As jy niks doen nie, gaan jy geestelik nie groei nie. En ons lees in Handelinge 2 dat hierdie gemeente, hierdie eerste gemeente in Jerusalem, gereeld by mekaar gekom het. Hulle het gereeld saam geëet. Hulle het gereeld saam gebid. Hulle het gereeld saam die brood gebreek en nagmaal gehou. Hulle het alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel. Hulle het weggegee aan die armes. Dis die geloofsgewoontes wat hierdie eerste gemeente aangeleer het, ingeoefen het en gaan leef het, sodat hulle in hulle verhouding met die Here kon groei. Dit was hulle raamwerk, dit was hulle geloofsgewoontes. Luister mooi wat skryf iemand oor geloofsgewoontes. Dis 'n ding waaroor ou so bietjie moet gaan dink. Geloofsgewoontes is hulpmiddels wat God vir ons gee en tot ons beskikking stel om die heilige in die alledaagse te beleef. Of om die alledaagse as heilig te beleef. Wow, ek gaan dit weer sê. Geloofsgewoontes is hulpmiddels, is 'n raamwerk wat God tot ons beskikking stel om die heilige in die alledaagse te sien en om die alledaagse as heilig te beleef. Nou weet ek, as ons oor gewoontes begin praat, dan sal ons vir mekaar sê, jong, dit gaan oor wilskrag, dit gaan oor selfdissipline, dit gaan oor klomp voornemens wat ek moet hê. Dis nie waaroor geloofsgewoontes gaan nie, want ons het dit nie in onsself nie. Ons het nie in onsself daai wilskrag of selfdissipline of die vermoë om dit wat ons vir onsself voorgeneem het waar te maak nie. Die gesindheid agter die beoefening van geloofsgewoontes is eerder een van gewilligheid. Here, hier is ek. Here, hier is ek. Ek gee myself oor. Ek is gewillig om deur U geleer te word. Ek is gewillig om te groei. Want dis meer dikwels 'n oefening in mislukking as wat dit enigsins iets anders is. Want ons is nie altyd so goed om medegelowiges op te soek nie. Ons is nie altyd so goed om die geskrifte, die Bybel te lees nie. Ons is nie altyd so goed om te bid en om nagmaal te vier en al ons goeders wat ons het met mekaar te deel en goed weg te gee nie. Dikwels wanneer ons hierdie geloofsgewoontes beoefen, dan is dit eintlik 'n oefening in mislukking. Maar die Here help vir ons om daardeur te groei. Om net weer by die punt te kom waar ons sê, Here, ek is gewillig. Ek gee oor. Vorm my. Help my om hierdie gewoonte aan te leer. Help my om hierdie gewoonte in te oefen. Help my om hierdie gewoonte te gaan beleef en uit te leef.
Vriende, dit is so en ek wil klaarmaak daarmee. Gewoontes neem tyd om te vorm. Die ouens wat rolbal speel, sal weet, dit vat 'n tyd om te leer om jou knie te buig. Dit vat 'n tyd om te leer om daai bal reg in jou hand vas te hou. Dit vat 'n tyd om daai bal met die regte gewig los te laat. Dit vat 'n tyd om te mik na die wit balletjie toe. Dit vra inoefening. Dit vra effort. Dit vra dat ek van my kant af myself sal inspann om hierdie ding te bemeester. En dan na 3-4 weke word 'n gewoonte gevestig. Ek sê net daaronder in die Kobus Hattingsaal, die een ding wat ek nou dadelik aan dink, is sommer die gewoonte wat ons het om te bid voor ete. Ek kom agter, dis nie meer 'n vanselfsprekendheid vandag nie. Maar as kind het ons geleer, jy vat hande aan die tafel. Ons sê dankie vir die Here vir die kos, voordat ons begin eet. En toe het ons daai gewoonte begin inoefen. En na 'n paar maande, na 'n jaar of 2, ek was maar 'n stadige leerder, het dit 'n gewoonte geraak in die Foriese huishouding, dat ons bid voor ete. En toe ek uit die huis uit is, het ek dit gaan beoefen, tot vandag toe. Maar as jy vandag na mense kyk, dan sien jy dikwels, mense begin sommer eet. Hulle bid nie voor hulle begin eet nie, hulle sê nie dankie vir die kos nie, hulle bely nie nou hulle afhanklikheid nie. Dis 'n gewoonte. 'n Alledaagse ding, maar ons beleef van daai alledaagse ding iets heiligs. Dat God hierdie kos vir my gegee het, en ek het hierdie gewoonte om vir hom dankie te sê, en my afhanklikheid van hom te bely. En ons gaan in die volgende paar weke, gaan ons mekaar help om hierdie geloofsgewoontes aan te leer, in te oefen, en te beoefen. Ons gaan op die WhatsApp groep gaan ons vir julle help om 'n klompie daaglikse en weeklikse geloofsgewoontes te kan aanleer, te kan inoefen en dit éventueel te beoefen. En ek weet, dit is soms goed as ek 'n maatjie het, want ons praat nou oor fietsry vandag, toe ek nog die Agus gery het, ek is nie 'n ou wat alleen kan oefen nie, ek soek mense om my, wat my kan motiveer en kan help dat ek kan opstaan, maar ons het 'n ooreenkoms gehad, soggens 5 kry ons op 'n sekere plek mekaar, en as ek nie daar is nie, dan bel my maat my en sê, Jan, waar is jy? Ek wag vir jou. Ons het mekaar se aansporing en motivering nodig, so ek wil vra dat jy vir jou maatjie kry, en dalk sit die maatjie langs jou in die kar, en as jy 'n enkel persoon is, dan soek jy vir jou 'n vriend of 'n vriendin, of iemand anders, in jou vriendekring of in die gemeente wat jou kan help, sodat ons hierdie geloofsgewoontes lekker kan aanleer, en inoefen, en kan beoefen. Want as ek net aan myself verantwoordelik is, dan gebeur dit baie maklik dat ek tou opgooi en sê, nee wat, dis nie vir my nie. Ek kan nie soggens vroeër opstaan om my Bybel te lees nie. Maar as ek iemand het, teenoor wie ek verantwoordbaar is, wat vir my vra, luister Jan, het jy vanoggend vroeër opgestaan om by die Here uit te kom? Dan is ek verantwoordelik aan iemand anders, en dan is ek so bietjie meer op my tone. So ek wil jou uitdaag, om saam met ons, ek wil amper sê op hierdie reis te gaan, om 'n paar geloofsgewoontes in die volgende paar weke aan te leer, in te oefen en te gaan leef, sodat ons geloof kan groei. Ons het 'n raamwerk nodig, ons het reëls nodig, ons het geloofsgewoontes nodig, dis sinonieme vir mekaar, sodat ek en jy kan groei en kan vrug dra, en mense in ons lewens kan sien, wow, hierdie ou is oorgegee, hierdie ou is Oute Nikoland se lidmaat, wat wys, hy's oorgegee aan ons hemelse Vader. So dankie dat ek op jou samewerking mag staat maak, dankie dat ek jou kan uitdaag om saam met ons hierdie pad te stap. As jy nou nog nie op ons WhatsApp groep is nie, asseblief, dan is dit nou vanoggend jou kans om jou nommer te kom gee, want ons gaan in die paar weke wat volg, gaan ons dan nou hierdie geloofsgewoontes, wat eenvoudige goed is,
Dis goed wat ons reeds doen, maar waar die Here ons net wil opskerp en ons herinner om dit meer te doen en beter te doen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend na U toe en ons wil sommer net vir U dankie sê dat ons nie hoef te stagneer nie. Dat ons nie hoef te parkeer nie. Dat ons verlede week gehoor het dat ons moet groei en ons groei deur U beter te leer ken. Deur met U woord besig te wees. Dit was Paulus se gebed aan Kolossense verlede week, dat ons die Here beter sal leer ken. En hoe beter ons hom ken, hoe meer sal ons groei, en sal ons liefde toeneem, en ons vrug toeneem. En ek bid sommer, Here, dat U vir ons sal opnuut attent maak om die gewone geloofsgewoontes, wat ons van kindsbene af geleer het, Here, om dit getrou te beoefen. Ons het nodig om mekaar te bemoedig. Ons het nodig om dalk nuwe goed aan te leer, dit in te oefen en dit te gaan uitleef. Kom help ons daarmee, Here. Ons wil aan U oorgegee wees. Ons wil groei. Ons wil U beter leer ken. Dankie, Here Jesus, vir U voorbeeld. U voorbeeld van iemand wat gewoontes beoefen het. Gewoontes wat ook inspanning gevra het en 'n oefening. En ons kom vra vanoggend, Here, wees ook met almal op ons gebedslysie. Ons weet van soveel mense wat siek is, wat herstel het, wat dalk nog in die hospitaal is, wat kankerbehandeling het, wat ander krisisse het. Ons bid, Here, raak hulle aan en ja, mag U genade vir hulle genoeg wees. Ons bid vanoggend, Here, vir die oorlog daar tussen Rusland en Oekraïne, en ons pleit vir vrede, Here. Ons pleit vir dat die verlies van mense se lewens en die verlies van 'n klomp bates en eiendomme en wat ook al, Here, dat U sal ingryp en dat daar insig sal kom in leiers, dat hulle sommer net, Here, sal ontdek dat in 'n oorlogssituasie daar nie wenners is nie. Ek bid, Here, dat U ons sal help om weg te draai van selfsug en eie waan en 'n persoonlikheid, Here, wat dalk narcisties is en wat verwronge idees het. Ek kom pleit, Here, vir genade ook vir Oekraïne. Dankie vir ons gemeente en dat ons deel van hierdie ongelooflike familie kan wees. Oud Nikoland se geestelike familie, en ons bid, Here, mag ons al hoe meer toenemend oorgegee wees, groei en vrugte dra. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan uit mekaar uit met die Here se seën, die van julle wat vir Leon van Huisteen geken het. Sy gedenkdiens is 11:00 vanoggend hier in ons kerkgebou, as daar van julle is wat daarvoor wil bly. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons sal wees, sodat ons die heilige in die alledaagse sal beleef, en die alledaagse as heilig sal beleef. Amen. Ek weet dit is my lewe, deur die genade maak dit alles sin, en die kans wat U my bied, deur die bloed vir my gegiet, is die rede vir my vreugde.